Here, dankie dat ons met vrymoedigheid tot U kan nader. Dankie juis vir die kruisdood van Jesus, wat vir ons daardie vrymoedigheid gee, om voor die genadetroon te kan kom staan en vir U te kan sê, ons Vader. Dat ons vrymoedigheid het, Here, om U as ons Vader te mag aanspreek. Kom ontmoet ons vanaand, Here, uit U woord, kom spreek tot ons uit U woord, kom breek U woord vir ons, o Here. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons skrifgedeelte gaan vanaand uit 3 gedeeltes kom. Johannes 2 vers 13 tot 22, Matteus 26 vers 57 tot 68 en dan Openbaring 21. Johannes 2, ons lees daar vanaf vers 13. Die Paasfees van die Jode was naby en Jesus het daarvoor na Jerusalem toe gegaan. Op die tempelplein het hy die verkopers van beeste en skape en duwe gekry en die geldwisselaars wat daar sit. Toe het hy met touwtjies 'n sweep gemaak en hulle almal uit die tempel uitgejaag, ook die skape en die beeste. Die geld van die geldwisselaars het hy op die grond gegooi en die tafels het hy omgekeer. Vir die mense wat die duwe verkoop het, het hy gesê, vat hier die goed hier weg. Moenie die huis van my Vader 'n besigheidsplek maak nie. Toe het sy disippels daaraan gedink dat daar geskrywe staan, die liefde vir U huis verteer my. Maar die Jode het hom aangespreek en gesê, met watter wonderteken kan U vir ons bewys dat U hierdie dinge mag doen? En Jesus antwoord hulle, breek hierdie tempel af en in 3 dae sal ek hom weer oprig. Die Jode sê toe, 46 jaar lank is in hierdie tempel gebou en U sal hom in 3 dae oprig. Met hierdie tempel het hy sy liggaam bedoel. Nadat hy uit die dood opgewek is, het sy disippels daaraan gedink dat hy gesê het en hulle het die skrif en die woorde van Jesus geglo. Matteus 26 vanaf vers 57. Die mense wat vir Jesus gevange geneem het, het hom weggelei na Kajafas, die hoofpriester, waar die skrifgeleerdes en die familiehoofde bymekaar gekom het. Petrus het op 'n afstand agter hom aangegaan tot by die binnehof van die hoofpriester se woning. Hy het ingegaan en daar by die wagte gaan sit om te kyk hoe dit alles afloop. Die priesterhoofde en die hele Joodse raad het vals getuienis teen Jesus probeer kry sodat hulle hom kon doodmaak. Baie vals getuies het na vore gekom en tog kon die raad niks teen hom vind nie. Eindelik het daar 2 vorentoe gekom en gesê, hierdie man het gesê, ek kan die tempel van God afbreek en in 3 dae weer opbou. Toe staan die hoofpriester op en sê vir hom, verweer jy jou glad nie? Wat van die getuienis wat die mense teen jou inbring? Maar Jesus het niks gesê nie. Nou het ek te ver geblaai, jammer. Maar Jesus het niks gesê nie. Die hoofpriester sê toe vir hom, ek stel jou onder die eed by die lewende God, dat jy vir ons moet sê, is jy die Christus, die Seun van God? Jesus antwoord hom, dit is soos U sê, daarby sê ek vir julle, van nou af sal julle die Seun van die mens sien, waar hy aan die regterhand van God sit, van hom wat magtig is, en julle sal hom sien kom op die wolke van die hemel. Toe skeer die hoofpriester uit verontwaardiging sy klere en sê, hy het God gelaster, waarom het ons nog getuienis nodig? Daar het julle nou die godslasterlike woorde gehoor. Wat dink julle? Hulle antwoord, hy verdien die dood. Toe het hulle in sy gesig gespoeg en hom met die vuis geslaan. Hulle het hom geklap en gesê, jy is mos 'n profeet, Christus, sê vir ons, wie het jou geslaan? En dan Openbaring 21. Toe het een van die 7 engele wat die 7 bakke het, waarin die laaste pla was gekom en met my gepraat. Kom, het hy gesê, ek sal jou die bruid wys, die vrou van die lam. Ek is toe deur die Gees meegevoer en die engel het my na 'n groot hoë berg toe geneem en die heilige stad Jerusalem vir my gewys, wat van God af uit die hemel uit afkom.
Die stad het die heerlikheid van God, sy glans soos die van kosbare edelsteen, soos kristalhelder opaal. Die stad het 'n groot hoë muur met 12 poorte gehad. By die poorte is daar 12 engele en op die poorte is daar 12 name geskrywe, die van die 12 stamme van die volk van Israel. Aan die ooste kant is daar 3 poorte, aan die noordelike kant 3, aan die suidelike kant 3 en aan die weste kant 3. Die stad se muur het 12 fondamente en daarop is daar ook 12 name, die van die apostels van die Lam. Die engel het met my gepraat en hy het 'n goue meetstok gehad om daarmee die stad self en sy poorte en die muur te meet. Die stad is vierkantig net soos wat hy breed is. Hy het die stad met die meetstok gemeet, die lengte, die breedte en die hoogte daarvan was 12.000 kilometer. Hy het ook die muur om die stad gemeet, dit was 144 meter hoog. Die engel het die mate van die mense gebruik. Die muur is met opaal gebou, die stad met suiwer goud wat soos 'n skoon spieël lyk. Die fondamente van die stadsmuur is met allerlei edelstene versier. Die eerste fondament met opaal, die tweede met safier, die derde met agaat, die vierde met smarag, die vyfde met sardonyx, die sesde met karnieul, die sewende met kristoliet, die agste met beryl, die negende met topaas, die 10de met kristopraas, die 11de met hyasint en die 12de met ametis. Die 12 poorte is die 12 parels, elkeen van die poorte is uit 1 parel gemaak. Die strate van die stad was van suiwer goud, so blink soos 'n spieël. 'n Tempel het ek nie in die stad gesien nie, want sy tempel is die Here God, die Almagtige, die Lam. Die stad het nie 'n son en 'n maan nodig om hom te verlig nie, want die heerlikheid het hom verlig en die Lam is sy lamp. 'n Tempel het ek nie in die stad gesien nie, want sy tempel is die Here God, die Almagtige en die Lam. Ons sien vanaand in hierdie 3 gedeeltes wat ons gelees het, die gemeene deler is die tempel. En gaan ons vanaand so bietjie kyk na wat die tempel simboliseer, sodat ons kan verstaan presies wat Christus kom doen het, toe hy hier op aarde was. Ons lees in Johannes 2, waar ons begin het, dat die reiniging van die tempel begin Jesus se bediening in die Johannes Evangelie. Jesus maak daar die openbaring dat hy is die tempel, en daarom moet die hele Johannes Evangelie verstaan word vanuit hierdie perspektief, dat Jesus die tempel is. Maar hy gebruik 'n baie interessante woord, as hy hierdie tempel illustreer. Johannes gebruik die woord naos, vir die binneste heiligdom waar God woon, in plaas van hieron, wat die hele kompleks beskryf. So, hier verveel ek jy nou bietjie met die Grieks, maar is belangrik om raak te sien wat Jesus hier doen. Jesus kom sê dat hy is die naos, die heilige teenwoordigheid van God. Hy is nie die hieron, die hele tempel nie. Dit wys dat Jesus homself as die werklike plek van God se inwoning identifiseer. En ons word gedwing om die fokus te verskuif vanaf 'n fisiese tempel na die liggaam van Christus. Die intensie is om die leser te lei tot erkenning dat die persoon van Jesus die nuwe en die finale ontmoetingsplek van God is. Die evangelie sê die Here Jesus ook, ek is die weg, die waarheid en die lewe, en niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. Toe die Here Jesus Christus daar begin, en hy daai Joodse tempel se tafels omgooi, die geld verstrooi, die beeste uitjaag, die duiwe vrylaat, en die godsdienstleiers konfronteer, het hy daar en dan eindelik kom sê, hierdie bedeling is verby. Ons kan die mooi Afrikaanse woord gebruik, dat Jesus het gekom, en hy het die tempelkultus kom decommission. Hy het hom kom afsit, hy het hom tot niet kom maak. Hy het juist so ver gegaan om te sê, hierdie werk nie meer nie. Want dit wat hier is,
is lank nie meer die heilige ontmoeting tussen God en die mens nie. Want julle het die tempel 'n rowersnes gemaak. Julle het die tempel kom stroop van wat dit veronderstel was om te wees. Wat was die rol van die tempel? Die tempel was die heilige ontmoetingsplek tussen God en sy kinders. Dis waar God se gees en mens se siel mekaar moes ontmoet. Maar alles behalwe het gebeur. Die godsdiens het so vervaag, die godsdiens het so kunsmatig geraak, dat dit 'n rowersnes geraak het. Die plek van heilige aanbidding het eintlik 'n krisis, het eintlik 'n verleentheid geraak. Die tempel het nie meer in sy roeping geslaag nie, want die tempel was nie net die ontmoetingsplek tussen God en die mens nie, maar ook die versoeningsbaken, waar God mense met homself versoen, deur die offers wat gebring is by die tempel, sodat die mens vry en sonder sonde kon leef. Jesus stap daarin en hy kom sê, hierdie is verby. Die profete of die skrifgeleerdes en die fariseërs kom dan sê, nou maar doen nou vir ons 'n wonderteken, wat nou vir jou kwalifiseer om hierdie te kan doen, en hy sê vir hulle, breek hierdie tempel af, breek julle hierdie naos af, probeer julle dit afbreek, en ek waarborg julle, binne 3 dae, sal ek hom weer herbou. En hulle het nie 'n idee gehad waarvan hy praat nie, want wat sê hulle, 3 dae, 46 jaar is gebou aan hierdie tempel, en jy wil dit nou in 3 dae kom afbreek. Die eerste tempel, koning Salomo se tempel, is min of meer 950 voor Christus gebou. Die dag toe die tempel klaar gebou was dit die grootste man-made structure wat daar was. Man-made aanbiddingsplek, die grootste. Interessant genoeg, die ou wat die Hagia Sophia gebou het in Turkye vandag staan in Konstantinopel. Die ou Konstantinopel, toe hy die Hagia Sophia klaar gebou het, toe het hy op die berg gaan staan, toe het hy gesê, o Salomo, ek het jou verby, Salomo, ek het jou verby gegaan. Want die Hagia Sophia was toe die grootste gebou, aanbiddingsplek wat gebou was. Groter as die tempel wat gestaan het in Jerusalem. Maar hierdie tempel van Salomo omtrent 950 voor Christus, die Babyloniërs het dit in 568 voor Christus heeltemal verwoes, en die boek Klaagliedere beskryf hoe hartseer die Jode daaroor was. Hoekom het hulle in die Ou Testamentiese oorlogtyd tempels verwoes? As ek jou stad kom inneem, en ek breek jou tempel af, het ek jou ontmoetingsplek met jou God verslaan, en dan is daar skeiding tussen jou en God. Dis hoekom die tempels die beste bewaak was, en die meeste aangeval was, juis as gevolg van dit wat dit impliseer. Die tweede tempel, na die ballingskap het die Jode dit herbou, min of meer 516 voor Christus, dis toe hulle nou terugkom van die Babyloniese ballingskap af, toe hulle nou weer die tempel herbou, en Herodes het dit groter en mooier gemaak, en dit is die tempel wat gestaan het in die tyd wat Jesus daar was. So ons kan so sien, min of meer dan nou 516 plus 33, 549 jaar oud, daai tempel. Daardie tempel het natuurlik geval toe Nero begin met die vervolging van die Christen, van die gelowiges, en die Jode ook uit Israel, Jerusalem uit weggejaag is, die volke het versprei, diaspora het plaasgevind, hulle het gevlug, tempel is afgebreek, en vandag op die Tempelberg staan die moskee bekend as the Dome of the Rock. Maar daar is baie mense, baie Christene wat glo, dat daar is nog 'n derde tempel wat gebou moet word, volgens dit wat Esegiel sê. Maar dit gaan nie gebeur nie. Want Esegiel praat nie van 'n tempel van klip nie.
Hulle is die dispensionaliste, hulle glo dat daar moet nog 'n ander aankoms van die koninkryk van God plaasvind, 'n ander benadering, 'n ander bedeling wat moet aanbreek. So hulle wag op grond van dit wat in Esegiel 40 tot 48 staan, vir 'n nuwe tempel wat gebou moet word. OK, pause. Wat was die rol van die tempel gewees in die Bybelse tyd? Offers moes gebring word by die tempel. Dit was die funksie van die tempel. Wat het op Golgotha gebeur? Wat bely ons is daar gebeur? Die laaste offer is gebring. Nee? Ons sê dit mos. Ons bely dit. So hoekom is die laaste finale offer dan gebring is? Moet daar dan nou weer 'n offerplek gebou word? Dan sê ons mos Christus, jou verlossing was nie genoegsaam. Jou offer wat jy gebring het, was nie voldoende nie. En jy het nie die vermoë om die mens met God te versoen nie. Want dis wat ons sê, is daar dan nou nog 'n tempel gebou moet word. Esegiel 40 tot 48 is nie 'n bouplan vir 'n fisiese toekomstige tempel nie. Dis 'n simboliese visioen. Hierdie tempel is klaar gebou. Jesus is hier die ware tempel. En ons as gelowiges is die lewende stene waaruit hierdie tempel gebou is. Ek hoef julle nie nou weer terug te vat in ons Efesiërs reis waarmee ons besig is nie. Die kerk, ek en u, is nou God se tempel hier op aarde. Op grond van dit wat Jesus kom doen het, is my siel, my hart, ek, die ontmoetingsplek tussen God en die mens. En my roeping as gelowige is om die ontmoetingsplek te wees waar 'n verlore God kan leer ken binne in my teenwoordigheid. Die liedjie sê mos, weet jy nie, jy is 'n tempel. Hoekom sê ek, daar gaan nie nog 'n tempel gebou word nie? Wat staan in Openbaring 21? Die visioen beeld die messiaanse tyd uit wat met Jesus begin het. Dis al reeds daar, maar nog nie ten volle nie. Om weer diereoffers te bring, sou Jesus se eenmalige offer ondermyn. En Openbaring 21 sê, ek het alles in hierdie stad gesien, behalwe 'n wat? 'n tempel. Hoekom het hy nie 'n tempel gesien nie? Want Christus is die tempel. Christus is die volmaakte offer. Christus is die hoëpriester. Christus is die profeet. Christus is die kulminasie van die hele heenwysing van die Ou Testament om by Golgotha uit te kom sodat u en ek in 'n herstelde verhouding met die lewende God kan leef, en dit gebeur net by die ontmoetingsplek, die kruis. Want niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. Daai oomblik toe Christus op Golgotha sy asem uitblaas, die duisternis oor die plek neerdal, die aarde begin bewe, toe ruk die voorhangsel van bo af middeldeur oop. En is die skeiding tussen die heiligdom en die tempel vernietig. Mense sê, ja, so, daar is nou vrye toegang tot God. Ja, daar is nou vrye toegang tot God, maar God is ook nie nou meer agter die gordyn nie. Hy is nou by ons, hy is nou tussen ons, en dit het plaasgevind toe Christus se dood die voorhangsel skeur. 2 skeermomente vind plaas in Christus se kruisigingsgebeure. Die eerste een is die hoëpriester wat sy kleed skeur. Wat sê die Ou Testament, wat ons wil aanhaal om te sê, daar moet 'n derde tempel wees van die priesterlike kleed? Hy mag nie geskeur word nie. So toe Christus sê, hier staan ek, en julle gaan my in die regterhand van God sien, toe ruk die hoëpriester sy kleed stikkend, en hy sê daarmee, nou is die priesterdiens ook gedekommissioneer. Die priesterdiens is nou tot niet gemaak deur daai handeling. Want wat gebeur aan die kruis van Golgotha?
toe Jesus se kleed hier op die grond voor hom lê. Wat sê die heidense soldate? Ons moenie hierdie skeer nie. Hierdie kleed mag ons nie skeer nie. Hoekom nie? Want die hoëpriester se kleed mag nie geskeer word nie. Interessant genoeg, die 12 stene wat op die stad van Openbaring geplaas is dieselfde 12 stene wat op die borsplaat van die hoëpriester se kleed was. Christus kom decommission, ek wil dit oor en oor sê, juis die Ou Testamentiese manier van dink en doen met die nuwe bedeling wat hy kom bring. En daardie bedeling is, ek is die weg, die waarheid en die lewe. En ek het dit op Golgotha vir jou gebring. Daar gaan nie nog 'n tempel wees nie, ek is die tempel. Ek is die tempel. En die ironie van dit alles, die tempelwoorde wat Jesus in Johannes 2 sê, word gebruik as 'n bewysstuk in sy verhoor. Ironies is dit presies wat gaan gebeur, hulle gaan sy liggaam afbreek deur hom te kruisig. En hy gaan in 3 dae hierdie tempel herbou, deurdat hy wat doen? Opstaan uit die dood. Sondag se erediens, se opstandingsdiens gaan ons fokus op die 3. Net so kort advertensiebreek, elke keer as jy in die Bybel met 3 gekonfronteer word, dan doen God iets groots op die 3de dag. Maar ek gaan nie nou verder, gaan nie, kom luister Sondag verder. So hier sien ons dat Christus het toe hierdie tempel kom herbou. Dit wat as aanklag teen hom gebruik was, om hom van die aarde af weg te neem, gebeur toe 3 dae later. So hy het nie gejokkie. Hy het nie 'n vals getuienis afgelê nie. Christus probeer die mense leer dat ons geloof, ons godsdiens is nie gesetel in plek nie. Ons godsdiens is gesetel in teenwoordigheid. Om te leef in noue teenwoordigheid met die lewende God, en daar waar ek teenwoordig is, daar God se genade, se liefde, se hoop, sy troos lewend te maak, sigbaar te maak, sy genade te gaan leef, sodat die wêreld kan sien wat dit beteken as ons sê Christus is die enigste. Vir daai herskepping om in jou eie lewe plaas te vind, moet daar met jou ook iets gebeur. Jy moet in jouself sterf en in Christus opstaan, sodat jy kan leef soos God wil hê jy moet leef. Hoekom wil mense nog neig na 'n tempel van klip wat nie voldoende was nie? 'n tempel van skeiding waar die heiligdom agter 'n gordyn was en mure gebou was wat daar nie vrymoedigheid was vir die heidene om in die teenwoordigheid te kon inkom nie. Daar waar die geldwisselaars besig was, dit was eintlik die plek waar die heidene en die nie-Jode, die nie-Israeliese Jode kon kom aanbid. Maar hulle het dit onmoontlik gemaak vir hulle om in vrede God daar te aanbid, want hulle het mark gehou daar. Dis hoe min hulle gevoel het vir die ander wat nie mag binne in die tempel ingekom het nie. Man, ons maak hulle aanbiddingsplek so 'n handelplekkie. Hulle is mos nie so belangrik nie. Want die tempel het sy hart verloor. Hy het sy roeping verloor. Hy het sy visie en hy het sy doel versaak. Dis hoekom Jesus 'n lyn in die sand kom trek het en gesê het, tot hier toe en nie verder nie. En God hom stuur, sodat wat kan gebeur? Ons vir eens en vir altyd in die regte verhouding met die lewende God
kan wees. Hierdie woorde breek hierdie tempel af en binne 3 dae sal ek dit weer oprig. Was 1 profeties en 2 skulderkenning. Rede vir dood. Maar was dit nie vir hierdie afbreekie? As ek en jy vandag verlore. Het ons nie hoop gehad nie, het ons nie troos gehad nie, het ons nie genade gehad nie, het ons niks gehad nie. Maar dit moes gebeur. Dit moes gebeur. Sodat ons mag waag om voor God te kan gaan staan, vergewe, vry, skoon. Want sien, hierdie tempel wat afgebreek is, het ook my vyandskap kom afbreek. Het ook my verlorenheid kom afbreek en my kom opbou tot vergeefte kind van die lewende God. Die kliptempel kon dit nie doen nie, want die kliptempel het skeiding gebring. Die kliptempel het voorwaardes gehad. Die kliptempel het 'n klomp rituele gehad. Vir hulle het dit meer om die ritueel as die God van die ritueel gegaan. Om vandag te smag na iets meer as Christus is sinneloos. Want hy is die laaste openbaring, die laaste woord, die laaste profesie, die laaste plan. Vir wie? Vir my en vir jou. En ook vir die na wie toe die Here my stuur. Ons is die kerk van die Nuwe Testament. Wat gebou is, toe daai tempel herbou is. Wat staan gemaak is. Wat gevestig is. Ek het dit al so baie gesê. Toe Jesus aan die kruis hang en Maria en Johannes voor hom staan, sê hy vir Johannes, seun, daar is jou moeder, vrou, daar is jou seun, en daar vestig hy die kerk. Vreemdelinge word familie. Afstand word weggeneem, skeiding word weggebreek en opgebou aan die voete van die kruis. Daar word u en ek geroep om as ambassadeurs en kinders van die lewende tempel te gaan leef. En dis wie hy vir ons is en wat sy droom vir jou en vir my is. En die troos wat ons het is dat ons dit nie kragteloos en rigtingloos hoef te gaan doen nie. Want hy kom gee vir ons wat nodig is. 'n Herinneringsteken. 'n Voortdurende herinnering van dit wat hy vir ons kom doen het. Ons het nou die voorreg om ook saam
Miskien bietjie daar in die as te loop sit. Die as van ons eie lewe wat afgebreek moet word te loop sit. En opnuut daar weer gaan erken en gaan onthou wat regtig nodig is vir my en my eie lewe. Sodat ek kan opstaan en leef soos wat God vir my droom. En toe hy op Golgotha gesê het, "Tetelestai, dit is volbring," het hy ook my in gedagte gehad, deur te sê, ook jou sonde is op Golgotha vergewe. Ek gaan 'n paar oomblikke vir stilte gee. Daarna gaan ons saam die geloofsbelijdenis sê in reaksie op dit wat ons gehoor het. En dan wanneer die tafel in gereedheid gebring word, sing ons lied 266. En daarna sal ons die tekens uitdeel. Here, dankie dat U op Golgotha ook vir ons die ware en volkome verlossing kom word het. Dankie dat U vir ons die ontmoetingsplek tussen God en my kom word het. Dankie dat U vir ons die poort geword het waardeur ons tot God kan nader. Dat U vir ons die vrymoedigheid gegee het om God as Vader te mag aanspreek. En dankie Here dat ons in hierdie aand ook saam met die apostels van ouds kan bely. Ek gaan vra dat U staan en die volgende woorde saam met my sê. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, en 'n ewige lewe. Amen.